Dankie aanbiddingspan, goeiemôre. Is lekker om elkeen van u te sien. Is net nie altyd so moontlik om elkeen te groet nie, maar daar's nog koffie na die tyd, dan kan ons lekker gesels. Dankie aanbiddingspan. Laat ek net eers al my masjiene hier aansit. Ek was seker so 'n maand gelede net so besig met my eie dinge en minding my own business. Toe ek ervaar die Here vra vir my 'n vraagie. En dit het die tema ook geraak van vandag se preek. Want as hy moet sulke goed na my toe kom, dan weet ek moet dit gaan bietjie ondersoek, ek moet daarin gaan delf, ek moet gaan uitfigure wat bedoel hy met die vraag. So die vraag was, hoekom is jou liggaam vir my belangrik? Dis wat God gevra het, net dit, soos in. Kom ons kyk of hy daar ook gaan wys op die bord. Daar's hy. Hoekom is my liggaam vir God belangrik? En toe ons nou vanmôre hier sing en alles, toe ervaar ek net verder, is hier enige iemand wat dalk nou siek is, of ontsteld is, of nie ontsteld in jou emosies nie, maar fisiese siekte, of 'n kwaal, of 'n pyn, of 'n iets wat nie lekker is nie. Moet net jy hand gou so opsteek. As daar enige iemand is, net jy hand so opsteek. Okay, kyk net gou so rondom u gemeente. Ek gaan hulle nie vorentoe roep nie. Ek gaan vra dat die ouens daar by jou, naby jou, nader skuif en sy hand op jou plaas. So hou net gou jou hand weer op. Wie is almal wat ontsteld is, ietsie wat my keer? Daar sê, kyk mooi. Ek wil graag hê u moet net nader staan, u hand op daardie persoon plaas en spesifiek vir hom bid, want jou liggaam, hoor mooi, jou liggaam is vir God baie belangrik en die volle funksie van jou liggaam, hy moet gesond wees. En Jesus Christus het met sy bloed betaal en hy het houe gevat op sy liggaam sodat joune genees kan word en in volle funksie kan wees. Soos jou liggaam vandag iets mekeer, dan bid ons saam met jou in die naam van Jesus Christus dat daar herstel sal kom. Dat daardie vlees, daardie biologie in lyn sal kom met God se woord wat gesê daar is genesing vir ons liggame. Dankie daarvoor Jesus Christus, en ons beveel dit aan. Ons beveel hierdie liggaam aan, kom in lyn met die woord van Christus. Elke ding wat skeef is, of krom is, of siek is, of 'n virus, of 'n bakterie, of 'n ongesteldheid, Vader, ons vra dat die Heilige Gees nou met krag sal kom en genesing bring. Want Vader, ons verstaan dat ons liggame is vir U belangrik. Dis hoekom U daarvoor betaal het ook. In Jesus naam, amen. Dankie dat julle bygestaan het vir die ouens wat gebid het. Waardeer dit. Daar is seker meer redes, maar ek gaan nie vandag aan almal kan vat nie, want ek het al reeds 10 bymekaar gesit. Van hoekom is jou liggaam belangrik vir God? En ek gaan nie eers in detail in elkeen ingaan nie, want dan het ons regtig so 3 ure se preek nodig. En ek wil u nie vir 3 ure op hierdie harde stoeltjies hou nie. So kom ons kyk, ons gaan vinnig daardeur, maar nie te vinnig nie. So kom ons kyk. Die eerste ene. Jy is in God se beeld geskape, in vorm en in funksie. En hierdie eerste enetjie is net jy persoonlik, jy as persoon en as liggaam verteenwoordig God op aarde. Want as jy nie hier was daar niemand wat iemand kon raak sien nie. So jy persoonlik, jy word gesien, jy word ervaar, jy word gevoel, jy is tasbaar verteenwoordig van 'n onsigbare God. Dis wat Jesus ook kom doen het. Hy was tasbaar in 'n liggaam hier, sodat mense aan hom kan vat
aan hom kan voel en hy aan hulle kan vat en voel. Die tasbare teenwoordigheid van God. So as u net dink daai eerste enetjie, dis net ek het 'n liggaam sodat ek aan mense kan raak en my teenwoordigheid daar kan wees as 'n verteenwoordiging van God self. 2 Korintiërs 5 en dis waar ek daai klein stukkie uitgehaal het, lees soos volg. Die versies wat ek vir u het ek in Engels uit verskillende vertalings gehaal en ek gaan dit so vir u deurgee. 2 Korintiërs 5 vers 18. All this comes from the God who settled the relationship between us and him and then called us to settle our relationship with each other. So dit maak dit net, ons moet daar wees. Dan is daar verhouding. As ons nie daar is nie, is daar nie. God put the world square with himself through the Messiah, giving the world a fresh start by offering forgiveness of sins. God has given us the task of telling everyone what he is doing. We're Christ representatives. God uses us to persuade men and women to drop their differences and enter into God's work of making things right between them. We're speaking for Christ himself now. Become friends with God. He's already a friend with you. Hierdie net daai gedeeltjie praat so baie net van liggaam, jou liggaam moet daar wees, moet dit en. Jy is God se ambassadeur in vlees en bloed. Se ambassadeur. Jesus het die onsigbare God sigbaar gemaak deur sy lewe en jy doen dieselfde. Wanneer mense jou teekom, as hulle jou in die straat raakloop of by die huis of gaan kuier, wie ontmoet hulle? Verteenwoordiger van God of vir jou? En jou kan nogal baie beteken. Nommer 2. Aanraking en broederskap. En kom ons voeg vir die susters ook ietsie by. Sisterskap. So skuif net so teen iemand vas en voel net so. Ja, hier's iemand. Kom mense, skuif net bietjie, druk vas aan iemand. Voel jy daai persoon? Vat so aan sy arm. Vat so aan die ander ou se arm. Is nog te veel oukies wat alleen sit en nog niks gevoel het nie. Hy voel net so bietjie aan mekaar. Ja. Ons het so behoefte eintlik aan aanraking en so baie van ons mis dit. Maar in broederskap of in menswees en sisterskap, dit klink so snaaks, ek weet nie. Kom ons noem julle almal broers. Al is jy 'n vrou, dis seker okay nie. Maar jy weet wat ek bedoel. So as ek nie myself vat en in die teenwoordigheid gaan plaas van manne, of in die teenwoordigheid gaan plaas met my liggaam tussen vroue nie, dan mis ek uit. So ek moet fisies hierdie liggaam vat en instap tussen hulle in en ervaar en hulle voel teen my, of 'n drukkie, of net bietjie troos, of net so bietjie paar houe gee, net van vriendskap, jy weet hoe's manne, jong bokke, rammetjie uitnekke, stoei hulle so bietjie en alles. So myself in die teenwoordigheid van iemand te plaas, tussen vroue dan, tussen jeug, in kinderkerk, by 'n kursus, by berading. Jy moet fisies jou liggaam vat en hom gaan plant daar. Want jy is mos nie jou liggaam nie, jy is jou siel. En jy vat net jou liggaam, want hy is die masjien wat vir jou werk. So jy plaas jouself in die teenwoordigheid van iemand. Kom ons kyk, 1 Petrus 1. Through him you believe in God, who raised him up from the dead and gave him honor and glory, so that your faith and hope are centered and rest in God. Since by your obedience to the truth through the Holy Spirit you have purified your hearts for the sincere affection of the brethren. Hoor daai woordjies.
affection of the brethren. See that you love one another fervently from a pure heart. Yes, die ouens, en as ek so saam met die manne bymekaar kom net, dit is wow, om jouself in die teenwoordigheid te plaas van 'n klomp manne, en te hoor hoe ons saam met mekaar journey op 'n reis. Dit is so lekker. God het aanraking, teenwoordigheid en gemeenskap ontwerp om liefde oor te dra. Dit gaan veel help as jy net elke keer oor die telefoon vir iemand sê, yes, ek is lief vir jou. Gaan dit uitwerk in 'n huwelik? Yes, ouens, daar sal eers kinders wees nie. Daar is regtig, ons het aanraking nodig. Jy moet jouself in daardie plekkie gaan plaas waar iemand aan jou kan raak, of net teen iemand kan staan. Dit bring wondere. Maar baie keer voel ons so waardeloos dalk, of baie keer voel ons so uit, en dit voel nie vir jou lekker om net in te stap en jouself daar te ontbloot by tussen manne, of te voel maar, jy kan nie saam gesels oor wat hulle gesels nie, so kom ek sit maar eerder op my eie. Daar is ook so baie goeters wat veroorsaak dat ons nie onsself in die teenwoordigheid van ander wil plaas nie. Dis eintlik iets waaraan ons moet werk om dit oor dit te kom. So broederskap het regtig liggame nodig, en susterskap, en hoe sê mens tienerskap, jonge jeugskap, kinderskap, almal het liggame nodig, want elkeen het 'n oor nodig om te hoor. As jy jou storie en jou hart wil deel, het jy iemand, 'n liggaam nodig wat 'n oor het, wat jou kan hoor. Of 'n oë wat jou kan sien, en jou uitdrukking in jou gesig kan lees, kan sien, ek sien jou vandag raak. Jy lyk so fantasties. Of jy lyk so hartseer. Wat gaan aan? Jou liggaam. Jou liggaam beteken so baie. Jesaja het gesê vir die Here, hier is ek, Here. God gebruik die wat opdaag. Dink daaraan. Jy het vanmôre hier opgedaag. En God het al klaar van u gebruik toe jy net gaan bid het vir die persoon. Maar daar is nog baie tyd deur die diens, en na die diens is daar nog tyd, want jy het opgedaag, en jy kan net luister wat God wil hê jy moet doen, en jy vat jou liggaam en jy doen dit, en daar's wonderlike resultate. So, Engels, to be in attendance, and to be present, daarmee bedoel ek ook gefokus. Dit help nie jy het opgedaag, maar jy dink aan die vakansieplanne wat voor lê nie. Want dan is jy nie present daar waar jy behoort te wees nie. So ons praat van be in attendance, be present, en present yourself. Daar is 'n mooi stuk as 'n mens hoor na die Engels soos in I present myself before God. Wow, dis is hier's ek. Ek is nou gefokus op U. Hier is ek. Ek het myself gebring in U teenwoordigheid. I present myself. Die volgende ene. Jou fisiese reaksie van jou liggaam dra groot krag. Kom ons dink aan. Wat jy met jou liggaam doen, wys wie in jou hart regeer. Verseker. Jou hande kan genees of seermaak, jou mond kan seën of vervloek. Deernis is nie net 'n gevoel nie, dis eintlik 'n aksie wat jy met jou liggaam wys. Soos daardie prentjie. Die skrif kom uit Kolossense 3 vanaf vers 18. Let every wife be supportive and tenderly devoted to her husband. For this is a beautiful illustration of our devotion to Christ. Let every husband be filled with cherishing love for his wife and never be insensitive towards her.
Dis so 'n mooi storie daai. Dis net daai stukkie van die vers is al so mooi, die rol van 'n vrou, die rol van 'n man, en hoe ons teen mekaar met ons liggame en met ons hele wese moet reageer teenoor mekaar. En as ons net daai 2 versies kan regkry, het ons seker goeie huwelike. So daai is verniet huweliksberading. Nou sê hy verder, let the children respect and pay attention to their parents in everything, for this pleases our Lord Jesus. And fathers, don't have unrealistic expectations for your children, or else they may become discouraged. Mothers ook. Nie net die paas nie. Maar jy kan soveel op jou kind dalk laai dat hy later net opgee. Don't do that. Werk saam. So jou fisiese dade en reaksies het gevolge. Die enetjie pas nog eintlik by die een waarmee ons besig is. Want dit mag dalk so ook uitdraai. Daai skrifgie wat sê, you have heard that our ancestors were told you must not murder. If you commit murder, you are subject to judgment. But I say, Jesus said itself, if you are angry with someone, you are subject to judgment. Sjoe. Ouers, wat het ons aan ons kinders gedoen? Nee, ons doen dit nie so nie. So as ons dalk so iets ervaar het van ons ouers en dit het eintlik in plaas van dissipline gebring, het dit jou identiteit gebreek. Dan vertrou ek dat die Vader vandag deur sy Gees sommer net jou sal aanraak en sal genesing bring oor daai wat jy gesien het, daai vinger wat vir jou gewys het, daai kras uitdrukking, daai woede, daai kwaad, en dit het gevoel asof jou lewe in mekaar sak. En al wat jy nou ken is vrees vir autoriteit. Ek is jammer dat dit gebeur het. Dit moes nie. Nie op so 'n manier nie. Dissipline is reg, maar woede en uitbarstings en daai tipe goed is verkeerd wat kinders se identiteit stukken breek. Ons gaan dit nie doen met ons kinders nie. Kom ons kyk na die volgende een. Begin jy al so prentjies sien van hoekom is u liggaam belangrik? Ons kan nie net lewe met hom en dink, hy is nou maar net hier, ons gaan nou maar net aan nie. Jou liggaam is nie vir misbruik daar nie. Jy is gemaak na God se beeld, dit beteken jou liggaam is heilig. Dis nie 'n produk om gebruik of misbruik te word nie. Nie deur ander mense nie. In die eerste plek, jy is nie 'n voorwerp nie. Die vyand probeer uitbuit wat God ontwerp het. En hy wil sy haat en sy vrees en sy gebroke pyn en dood en alles daarin plaas. Sodat jy met jou liggaam dit kan weer oorplaas na die volgende geslag. Dis wat die duiwel wil inplaas in jou. Hy gebruik jou liggaam, maar hy gebruik ander mense se liggaam om joune dalk seer te maak. Respekteer jou eie liggaam en beskerm die liggame van ander. Ander mag dalk jou liggaam misbruik het deur die autoriteit wat hulle het. Hulle mag jou dalk seksueel gebruik het, misbruik het. Daar is dalk slawerny. Dis nie so bekend in Windhoek nie, maar ek sien dit by baie straathoeke. Sien ek hierdie ding waar liggame misbruik word. Weet jy hoe sien ek dit? Ouers wat hulle kinders daar in die onveilige pad sit. Laities en meisietjies wat so groot is, hardloop tussen die karre deur, terwyl die karre moet rondry. En ouers gebruik hulle kinders se liggame om vir hulle geld in te samel. Dit klink na 'n ander prentjie, maar ek is so kwaad elke keer as ek daar verbyry by 'n stopstraat en hier kom hardloop 'n laitietjie wat so groot is en hy soek geld. Ons kan nie kinders op straat groot maak nie. Regtig.
Want dan raak hulle jong manne wat op straat grootgemaak moet word. En dan raak hulle volwasse mense wat op straat grootgemaak is. En waaraan is hulle gewoond? Dis my job, want iemand het my grootgemaak op die straat, so hoekom gaan ek iets anders doen? So eintlik moet ons vir Leiber gaan aankla. Kindermishandeling. Maar jy verstaan my groot frustrasie. Ouers wat hulle kinders so onveilig behandel. Dan is daar natuurlik onsself, kan ons eie liggaam misbruik deur alkohol, deur rook, deur dwelms, deur seksuele misbruik, hoe ook al. Jy kan hierdie wonderlike masjien wat eintlik op plekke geplaas moet word waar God hom wil gebruik, vat jy en jy breek dit en jy dink, nee wat, kom ek gebruik jou maar vir my doeleindes. Want as ek nou hartseer voel, dan moet ek bietjie alkohol drink om my beter te laat voel, so my liggaam reageer en bring vir my vrede. En ek misbruik eintlik my fisiese biologie wat ek het op 'n verkeerde plek. Verstaan jy wat ek bedoel? En daar's baie verskillende goeters wat 'n mens kan doen. So wat het in jou lewe met jou gebeur waar ander mense jou liggaam nie respekteer het nie? En is daai nog nie afgehandel is nie, vra ek dat u iewers met jou broers of met jou susters eerlik gaan wees en dat daar genesing kan kom. En waar het jy toegelaat dat jy self die keuse gemaak het en gesê het, hierdie liggaam, ek dink hy is so waardevol, kom ek gebruik hom op allerlei maniere. Ek weet daar's risiko's in dwelms, ek weet daar's risiko's in alkohol, ek weet daar's risiko's, maar ag wat, ek moet mos nou, ek wil nie gesond doodgaan nie. Yesie. Jy verstaan wat ek bedoel. Hierdie skrif kom uit James 5, Jakobus 5. Your greedy luxuries are a cancer. Sjoe. Dis die Message Bible, is my favorite Bible, en hoor wat sê hy, your greedy luxuries are a cancer in your gut, destroying your life from within. You thought you were piling up wealth. What you've piling up is judgment. All the workers you've exploited and cheated cry out for judgment. The groans of the workers you used and abused are a roar in the ears of the master avenger. You've looted the earth and lifted it up, but all you have to show for it is a fatter than usual corpse. That's in die Bybel. In fact, what you've done is condemn and murder perfectly good persons who stand there and take it. Sure. Jy moet dit weer gelees. Dis Jakobus 5 vers 3. Dit kan 'n goeie bespreking vanaand by die Bybelstudie wees. So jy hoor wat hy sê, my liggaam is vir God belangrik. As iemand hierdie liggaam misbruik, is hy in die moeilikheid. As ek hierdie liggaam self misbruik, dan sien ek nie die waarde daarvan nie. Dis hoekom ons liggame is vir God so belangrik. Fisiese teenwoordigheid. En daar het ek sommer net 'n kerkie opgesit en mense wat daar is en soos. Jou liggaam wys waar jou hart behoort. Want jy kan jou liggaam vat en enige plek gaan kuier met hom, om enige plek heen vat. En as God hier in jou is, en jy verlang na jou broederskap, en jou gemeenskap van gelowiges, daai plek waar jy by mekaar kom soos hier, dan gaan jy voel, ja, ek verlang nou vandag om by hulle uit te kom. En ek maak my mooi, en ek maak my klaar, en ek borsel my tande, kam my hare, en ek gaan verteenwoordig myself. Ja, dis hoekom u vandag hier is. Jy het jou liggaam gebring na die gemeenskap van gelowiges. En dis 'n awesome ding. Baie dankie dat u gekom het.
Hebreërs 10. And let us consider and give attentive, continuous care to watching over one another, studying how we may stir up, stimulate and insight to love and helpful deeds and noble activities, not forsaking or neglecting the assembly together as believers, as is the habit of some people, but admonishing, warning, urging, and encouraging one another, and all the more faithfully as you see the day approaching. Om fisies teenwoordig te wees is een van die geestelik mees kosbaarste dinge wat jy kan doen. God wil nie net jou gedagtes hê nie, hy wil jou hande, jou voete, jou ore, jou lyf hê. Hy soek nie net jou gees en jou siel nie. Hy soek jou biologie ook. En jy weet natuurlik, dis nie die kerkgebou nie, dis nie die kerk nie. Jy, wat jouself hiernatoe gebring het, in jou liggaam, jy, en jy, en jy, en jy, en jy, is die kerk. En die kerk het vandag net by mekaar gekom, om 9 uur, in Genetstraat nommer 18. Jy kan nie die liggaam van Christus op jou eie wees nie. Daar moet hande, oë, ore, bene wees wat saamwerk. En jy is nie hulle almal nie, ons is net een deeltjie van een van daai. Dan ook 'n belangrike gedeelte van liggaam is ook die kleiner deeltjie daarvan. En hier praat ek net eers van die fisiese liggaam en die fisiese familie wees. Pa, ma, kinders, oupa, ouma, hoe ook al. Daai familie, maar dan praat ek ook van 'n familie in 'n kleiner groepie, van 'n geestelike familie wees, en ons noem dit selle. So ons het selbyeenkomste, en dis die kleiner gedeeltetjie. Want jy sal sien, ons kan nie in hierdie gemeente, soos ons hier sit, doen wat ons in 'n klein groepie doen nie. Maar ons kan ook nie hê wat ons in 'n klein groepie het, hierdie hê wat ons het nie. So die twee moet saam met mekaar werk. En ek onthou altyd Pastor Harold White het dit genoem soos 'n 2-vlerke voeltjie. Hy moet die 2 vlerke hê, anders is hy gebreklik. Een is die kleiner familie en die groot familie moet saam wees. Want jy sien, as jy 'n klein selgroepie het op sy eie en daar's niks anders nie, dan raak dit dalk gevaarlik. Want daai ons kan beweeg en dink en doen net wat hulle amper wil. En daar's niemand in 'n groter gemeenskap wat woord bring, wat profetiese inset het, wat apostoliese autoriteit vestig om orde te bring nie. Dis net, nee, hulle funksioneer net as so een vlerkvoeltjie. Maar nou het jy ander gemeentes wat net die gemeente dalk is, en dit gaan ook nie werk nie. Want jy weet, jy en jy en jy ken nie eers die ou langs jou nie. Dis nie die liggaam van Christus nie. Ons is hier by mekaar vir hierdie wat ons doen, vir teaching en onderwys en allerlei goed wat ons hier doen. Maar dan is daar 'n plek wat jy teen iemand moet staan, en hulle moet jou storie kan hoor, en jy moet teen hulle kan bely en goeders kan doen, en in die lig kan wandel met mekaar, en sekere goeders met mekaar kan doen, wat nie hier gedoen kan word nie. Maar dit kan daar gedoen word, in 'n veilige familieplekkie. So jou teenwoordigheid in jou huis, is baie belangrik. En ek praat, as ek noem jou teenwoordigheid in jou huis, bedoel ek ook jou fokus, want dit help jy is by die huis, maar nie daar nie. Jy moet by die huis wees om by die huis te wees. En dan moet jy by die selgroepie wees, dis die kleiner familie byeenkomste, wees daar in teenwoordigheid, met alles van jou siel, gees en liggaam. Kom ons lees in 1 Korintiërs 14, kom ons lees net die laaste 2 versies. Kom ek lees die hele een. Ek gaan vir julle die hele ene lees, want dit spreek van wat doen ons in 'n kleiner familiegroepie. 1 Korintiërs 14. Beloved friends, what does all this imply? When you conduct your meetings, you should always let everything be done to build up the church family. Whether you share a song of praise, a teaching, a divine revelation, or a tongue, or an interpretation, let each and contribute
what strengthens the other. If someone speaks in a tongue, it should be 2 or 3, one after another, with someone interpreting. If there is no one with the interpretation, then he should remain silent in the meeting, content to speak to himself and to God. And the same way with prophecy. Let 2 or 3 prophets prophesy, and let the other prophets carefully evaluate and discern what is being said. But if someone receives a revelation while someone else is still speaking, the one speaking should conclude and allow the one with the fresh revelation to the opinion and environment where all present can be instructed, encouraged, and strengthened. For you can all prophesy in turn and hier het nou iets met my woorde hier gebeur. Daai sinnetjie. U hoor wat hy sê. Hy praat van sekere goed wat jy doen as ons bymekaar kom. Nou of ons doen dan hierdie gemeente verkeerd, want hier's net een ou wat praat en die res luister en gaan huis toe daarna. Of ons doen die selgroep dalk verkeerd, waar een ou praat en die res luister en gaan huis toe. Maar hy sê daar's baie goeders wat gebeur hier in 1 Korintiërs. En hy sê hoe dit moet gebeur. En daai is net moontlik as jy in 'n klein groepie saam kan wees. Want in die groter gemeenskap van gelowiges kan dit nie plaasvind nie. Ons het net 1 uur, 2 ure wat ons mekaar sien. So jy verstaan wat ek bedoel met 'n groot byeenkoms en dan 'n klein byeenkoms. En ek dink dis die patroon wat God vir ons het om te doen verder in die toekoms in. So net kerkdienste op 'n Sondag, dit het, jy gaan skade ly as jy net dit doen, of net selgroepe sonder enige kerk, jy gaan skade ly, moet albei doen. Dit funksioneer baie goed. Jammer, ek kon nie daai skrifgie vir u volledig daar lees nie, maar hy het redelik genoem wat ek wou deurbring na u toe. Dan, hierdie is amper meer die nog ernstiger, hoekom God ons so waardevol ag, ons liggaam. En dit praat van bly teenwoordig in God se dissipline, vaderskap en sy oortuigings van jou lewe. Moenie uitvlug as dit ongemaklik raak in sy teenwoordigheid nie. Bly teenwoordig. En wat ek bedoel met uitvlug is, jy vat jou beentjies en jy hardloop. Of jy draai om en jy loop weg. Want jy dra jou liggaam dra jou siel en gees. Just stay in his presence. Sodat hy jou kan uitroep, sodat hy jou kan aanspreek, sodat hy jou kan mentor, sodat hy kan disipel, sodat jy soos klei in sy hande kan wees, wat hy jou kan druk, vorm, en nou is jy vir 'n termyn hierdie vorm, en ek dink, nee, vir die volgende termyn gaan die nie werkie so, en hy bou weer iets anders. En jy kan besluit om te ontvlug uit dit uit. Don't. En mense, jou liggaam behoort nie aan jou nie. Hierdie is gekoop. Dit het 'n ander eienaar gekry. It's not yours to use as you wish. Actually. Ek dink ons raak nog net so aan die begin dink daaraan soos in, wat? Ek dink ons kan dieper daarin gaan en sê, this is yours, Father. Just do with this what you want to do. Ecclesiastes 5 vers 1 tot 2. Keep your food when you go to the house of God, for to draw near to him and to hear and obey is better than to give the sacrifice of fools. Too ignorant to know that they are doing evil. Be not rash with your mouth, and let not your heart be hasty to utter a word before God. For God is in heaven, and you are on earth. Therefore, let your words be few.
Bly in sy teenwoordigheid. Hou op om jou grocery lysies af te lees en alles wat hy vir jou moet doen. En stop net. Want hy moet jou begin praat. En dan obey jy om dit te doen. Halleluja, ons is amper daar. Manne, dames, heers oor jou fisiese en geestelike. En dit beteken ook heers oor jou begeertes. Romeine 6 praat 'n groot klomp goeters ten opsigte van alles wat jy met jou liggaam kan doen. Maar kom ons haal so 'n stukkie daaruit. Let not sin therefore rule as king in your mortal, short-lived, perishable bodies. Let not sin rule as king. Who must rule as king? Ja, God behoort te rule as king. To make your yield to its cravings and to be subject to its lusts and evil passions. Do not continue offering or yielding your bodily members and faculties to sin as instruments, tools of wickedness, but offer and yield yourself to God as though you have been raised from the dead to perpetual life. Wow, dis so 'n goeie woorde daai. And your bodily members as faculties to God, presenting them as implements of righteousness. Jy besluit wat jy met die maak en jy kan dit present as a tool for him. Dis. Jou brein is ingesluit. Voete, alles. Wonderlik. Halleluja. Gebruik jou liggaam se behoeftes op die regte manier. Want God het alles in jou liggaam perfek gemaak. Maar ons kan dit misbruik. Net omdat ons dit het. Maar omdat ek dit het, bedoel nie ek hoef dit verkeerd te gebruik nie. Kom ons gaan na die volgende ene. Die een ken almal. Jou liggaam is so belangrik vir God dat hy dit 'n tempel maak. Sjoe. Dis hoekom ons is nie regtig bekommerd oor hierdie gebou mee nie. Of 'n plek waar ons dink ons moet na toe gaan omdat God daar is nie. Nee, sy teenwoordigheid het geskuif uit 'n tempel wat gebou is na 'n tempel wat asemhaal. Sjoe. En dis amazing. 1 Korintiërs 6 vers 19. Have you forgotten that your body is now the sacred temple of the Spirit of holiness, who lives in you? You don't belong to yourself any longer, for the gift of God, the Holy Spirit, lives inside your sanctuary. You were God's expensive purchase, paid for with tears of blood. So by all means then, use your body to bring glory to God. Oh, fantasties. En ek maak sommer stelling en het sê, ons liggaam, sonder die Heilige Gees, is net 'n sondige natuur wat lewe. Niks anders nie. Ons liggaam, sonder die Heilige Gees in hom, is maar net 'n sondige natuur waarmee ons gebore is. There's nothing good about anything about that. It's just the flesh. Ons het die Heilige Gees in ons nodig. Maar dan as die Heilige Gees wat ons wedergeboorte geskenk het en oor ons kan kom, dan het ons identiteit verander. Ons identiteit het verander. Ons toekoms het verander. Ons funksie het verander. Ons liggaam het 'n goddelike taak gekry om dan te vervul. Ja, koneksie. Jou liggaam is wonderlik gemaak. Dit wat God hier ingebou het is net so sin. Mind-blowing. Wat jy sien, dit kan jy bou. So dis die koneksie wat ek daar, en ek praat uit Hebreërs 8
Dis mooi geskryf. The priest on earth served in a temple that is but a copy modeled after the heavenly sanctuary, a shadow of the reality. For when Moses began to construct the tabernacle, God warned him and said, hoor nou, toe Moses begin het om die tabernakel te bou, toe het God hom mooi gesê, you must precisely follow the pattern I revealed to you on Mount Sinai. So daar's 'n voorbeeld in die hemel gegee, en hy sê, doen net soos wat jy gesien het. En dis die koppeling waarvan ek praat. Ons is die enigste wese, weet jy, op die hele aarde, van die begin tot die einde, wat eintlik kan connect met hemel en aarde te gelyk. It's only us. Geen dier, geen bobbejaan, geen evolusie, nothing. Human beings kan gelyktydig op aarde wees en hierdie waterbotteltjie optel en dinge in die hemel kan perceive en sien. Die geestelike realm. So ons is die enigste wat met 'n geestelike realm kan konnekteer en hier fisies op aarde kan wees. This is an wow. Jy kan iets uit die geestelike realm bring en dit 'n fisiese werklikheid op die aarde maak. Dis wat Noag gedoen het toe hy die boot gebou het. Daai boot se konstruksie was in die hemel. Hy het nie eers geweet wat hy eintlik bou nie, want daar hy het nog nooit 'n boot gesien nie. Hy het net geweet, Waar het die planne van die tempels vandaan gekom, van die tabernakel vandaan gekom? Ja, uit die hemel uit. Soos u vandag hier sit, is daar goeders wat God vir u wil wys, wat jy op aarde moet laat realiseer. Want hoekom het jy 'n liggaam? Sodat jy goed kan rondskuif, en goed kan ontwerp, en goed kan bou, en establish. Dit is vir hom belangrik dat jy dit doen. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Ons is amper deur hierdie 10. Dis daai gedeelte wat ons nog van praat. Ons is, die Engelse woordjie is 'n interface. Of is hier nou computertaal, wie is die manne wat die computers doen soos in drivers. Jy weet, 'n driver moet daar wees tussen die printer en die computer. Want die driver verstaan die computer en die printer se taal en hy moet dit mix en verstaan en uit. Ons is die interface. Ons is die konneksie en die kommunikasie en dit bring tussen die twee realms, die twee dimensies. Jou fisiese liggaam kan 'n afgesonderde instrument word waar hemelse met aarde konnekteer en iets opgerig of gevestig of gebou kan word. Nou weet jy, die duiwel wil ook jou liggaam gebruik om iets te bou op aarde. Kyk bietjie rond. Hy het alreeds klomp goed gebou rondom ons wat sy koninkryk in stand hou. Die duiwel wil jou liggaam gebruik. Jy self wil jou liggaam gebruik. En God wil jou liggaam gebruik. Want jou liggaam is super belangrik. Hoekom wil die duiwel ons so vinnig as moontlik siek en doodmaak op aarde? Want dan is dit verby. Dan is jou liggaam nie meer nie. Dan worry jy nie meer verder nie. Ons liggaam is so belangrik. Jy is 'n brug tussen die sigbare en die onsigbare. Hebreërs 11. By faith we understand that the entire universe was formed at God's command, that what we now see did not come from anything that can be seen. Sure. God gee vir jou geestelike insig om fisiese gehoorsaamheid te werk te bring en iets te establish. Geloof moet jou voete laat beweeg. Wat het God vir jou gewys wat jy nog moet bou? En ek wil met die afsluit.
As jy nie meer op aarde is nie, dan is jou kans verby. Want jy het nou 'n liggaam, jy het nou 'n brein om te dink en besluite te neem. Jy het nou oë, jy het nou voete, jy het nou arms. As jy nie nou meer hier is nie, dan is jou tyd, jou kans verby. So ek wil graag hê dat ons almal sommer saam nagmaal gebruik, nou op hierdie noot, en dat jy jou liggaam vat en hom beweeg daarna die nagmaal en vir jou stukkie kry, en dan gaan ons almal dit saam gebruik. So u kan vir u kom nagmaal haal. Ek dink nie die helpers hoef dit nie uit te deel nie. Kom ons gaan haal sommer elkeen net vir homself. So kyk gou na jou liggaam. Sê, yes, maar jy is mooi. Sê dankie vir jou liggaam dat jy hom ten minste vir 'n tydjie kan gebruik. Hier op aarde. Want iewers gaan jy hom los. Maar hy het 'n goeie werk vir jou gedoen. Nee? En ek glo ook 'n goeie werk vir God kon doen. Amen? Ja. So jou liggaam is nie 'n fout nie. Jou liggaam is nie 'n fout nie. Is ook nie 'n tronk nie. Nee? Is ook nie 'n probleem nie. This is yours. This is beautiful made. Al wat jy hoef te doen is eet, sit net kos in, haal net asem, oefen so af en toe, en hy doen sy ding. So sê van baie dankie, liggaam, ek waardeer jou. En Jesus Christus het brood gevat en gebreek en gesê, dit is my liggaam, ek breek dit vir jou. En net so kan jy sê, ek, hierdie liggaam, Jesus en Vader, en Heilige Gees, I give it to you. Dis amper, I break it for you. I will use it for you. Want ek is deel van 'n groter liggaam. Something much bigger than I myself. En dan die bloed van Jesus Christus het betaal vir elke sonde wat hierdie liggaam kon affekteer. You don't have to anymore. You paid for it. Amen. Vader, ons sluit af met woorde van afhanklikheid aan U. Want ek kan nie eers staat maak op myself nie, Vader. Maar ons kan staat maak op U. En dit wat U na ons toe bring, sodat ons lewe kan hê, nie net nou op aarde nie, maar dat ons lewe ook in die ewigheid kan hê. Vader, dankie dat ons hierdie liggame van ons kan gebruik, om ewige waarde te kan toevoeg. En Vader, U gaan dit beloon. U gaan vir ons belonings gee vir dit wat ons met ons liggaam gedoen het op aarde. Ons sien uit daarna. Dankie dat ons hierdie liggaam ook kan neerlê as 'n lewendige offer vir U. For you to use. Amen.